Goeiemôre. Julle ken daarom nog my naam, dis great. Vir die van julle wat my nie ken nie, my naam is Kobus. Vir die van julle wat my ken, ek's terug van verlof af. Yay. Ek joke. Het gaan baie goed met ons daar in Johannesburg, in die hart van Johannesburg aan Linden. Gemeente gaan goed, gemeente groei, kinders is gelukkig, vrou is gelukkig, so ons is baie gelukkig daar, maar dit is vir my so vreeslik lekker, dit is my hart so lekker om vanoggend met julle te kuier, en om bekende gesigte te sien, en om drukkies uit te deel, en ek gaan nou met almal van julle koffie drink, en dit gaan lekker wees, maar dit is so voorreg om met julle te kan praat, en ek skop vir julle 'n reeks af, Living One, of die een lewe, die lewende een, en dit is 'n ongelooflike reeks, wat ons eintlik maar net gaan praat oor Christus, as die model van die mensdom. Hy is die een, die verwysing, hy is die een vir wie ons kyk, hy is die een na wie ons kyk om te kyk hoe ons hierdie lewe moet aanpak. En ek dink, as jy soos ek is, ek het baie raad nodig oor die lewe, nee. Baie raad nodig oor hoe om hierdie lewe te doen en hoe om met die Here te connect in hierdie tye waarin ons leef. En ek vertrou dat vanoggend die afskop van hierdie reeks vir jou blessing gaan wees. Ek vertrou dat die Here 'n afspraak het met jou vanoggend. En kan ons nog een keer vir die worship team 'n applaus gee, waar ook al julle is. Man alive. Ek weet dit gaan nie oor julle nie, ek weet julle is net dienaars en julle dien so goed, ek wil dit net sê, en die tekspan, Jaco Eugene, dankie vir julle is ongelooflik, die tasbare presence wat ek aanvoel, terwyl julle ons fasiliteer in aanbidding is regtig special, en die Here het 'n spesiale calling oor hierdie gemeente in terme van aanbidding, so ek wil dit net celebrate. Ek wil vandag 2 stories met jou deel, so jy gaan my moet help. Ek is 'n prentjiebrein mens, die van julle wat my ken, ek is 'n prentjiebrein mens, en ek dink in stories. Ek glo stories het baie krag. As ek regtig ietsie goed wil verduidelik, dan vertel ek 'n storie daaroor. Dit is net soveel makliker as om vir jou die feite te gee, as om net vir jou die storie te gee, en jou brein sal self die feite aflei daarvan. So ek het 2 stories vandag, een uit die Ou Testament, en een uit die Nuwe Testament. En ons gaan induik en ek gaan vir jou 'n paar details oor elkeen gee en ons gaan lekker tyd saam spandeer. Is jy reg vir dit? Fantasties. Die eerste enetjie is een wat jy 10 ken. Dit gaan oor die profeet Jesaja, amper sê Hosea. Goeie storie ook, maar nie waaroor ons vanoggend praat nie. Jesaja, soos jy weet, kom in hierdie spasie wat hy 'n visioen ontvang. Hy gaan in hierdie spasie in wat hy in die Here se troonkamer homself bevind. Met die God van die heelal op die troon. En 'n klomp dinge wat daar rondom aangaan. So maak gou saam met my oop Jesaja 6. Jesaja 6 is die eerste skrif waar ons gaan wees vanoggend. Terwyl jy daar kom, ek wil net vir jou agtergrond gee oor hierdie skrif. Soek so lank Jesaja 6, hy gaan nou daar op die skerm ook wees. Maar voordat ons daar kom, ek moet jy gou agtergrond gee. So hierdie visioen wat Jesaja sien as hy in die Here se troonkamer kom, gebeur op 'n baie interessante tyd in Israel se tyd. In Israel se lewe. Dit gebeur op 'n oomblik wanneer koning Hosea oorlede is. Koning Hosea gaan dood aan melaatsheid. Hy in sy lewe hy doen 'n paar dinge en hy word geslaan met melaatsheid op sy voorkop. Ek gaan nou die skrif vir julle lees. En dis waar ons onsself bevind in hierdie skrif. Jesaja sit en sy koning is nou net dood. En daar's baie groot politieke wanbalans en onsekerheid in Israel op daai stadium. Wie gaan volgende kom? Gaan hulle 'n beter werk doen as koning Hosea? Gaan hulle 'n koning wees wat God se teenwoordigheid kan dra? Nee, dit nie, maar gaan hierdie koning, die ander volke wat so naby aan ons kom en ons wil oorneem, gaan hy hulle kan afweer en kan hy hulle weghou? Daar's soveel onsekerheid in Jesaja se lewe op hierdie stadium. Maar ek lees vir jou gou 2 Kronieke 26 vers 19 sê die volgende oor koning Hosea. Hosea het al die wierookpan in sy hand gehad om die offer te bring. En hy het briesend geword. Maar terwyl hy teen die priesters uitvaar, hy wil die priesters aanval. Terwyl hy die priesters uitvaar, breek daar melaatsheid op sy voorkop uit. Voor die oë van die priesters, daar in die huis van die Here. Dis hierdie storie van 'n koning wat op 'n plek kom in sy koning tydperk en sy verkiesing as koning. En hy kom op 'n punt wat hy teen die Here draai en hy word geslaan met melaatsheid. Nou, dit sal nou vir jou sin maak oor hoekom dit belangrik is. Maar dis waar Jesaja is in hierdie oomblik. Koning het melaatsheid gekry in sy lewenstyd en hy is nou net oorlede aan daai melaatsheid. Dit bring ons by Jesaja 6. Maak gou daar oop. Jesaja 6 van vers 1 af. Lees die volgende. In die jaar van koning Hosea se dood, het ek die Here gesien. Hy het op 'n baie hoë troon gesit en die onderste van sy kleed het die tempel gevul. By hom was daar serafs om hom te dien. Elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy gesig bedek. Met 2 sy voete en met 2 het hy gevlieg.
Die serafs het mekaar telkens toegeroep. Heilig, heilig, heilig is die Here, die Almagtige. Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. Die Engels sê, the whole earth is full of his glory. Die woord daar is kavod. Dis die sigbare deel van sy heiligheid. Die hele aarde is vol van sy heiligheid, sy glorie, sy gewig, sy majesteit, sy grootheid. Die hele aarde is vol daarvan. Ons gaan nou induik by elkeen van hierdie. Die serafs het so hard geroep dat die deure en die kusyne gerammel het en die tempel vol rook geword het. Vers 5, toe het ek uitgeroep, dis klaar met my. Dis nou Jesaja wat hier praat, dis klaar met my, ek is verlore. Elke woord op my lippe is onrein, ek woon onder 'n volk van wie elke woord onrein is, en nou het ek die koning gesien, die Almagtige. Een van die serafs het 'n gloeiende kool met 'n tang van die altaar afgevat en na my toe gevlieg. Hy het my mond aangeraak met die kool en gesê, nou dat die gloeiende kool jou lippe aangeraak het, is jou oortredinge vergewe, jou sonde versoen. Hy gaan aan, hy sê, toe ek die Here hoor vra, wie kan ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? En ek, Jesaja, het geantwoord, hier is ek, stuur my. Nou, jy het 10 al daai laaste deeltjie gehoor, nee. Hier is ek, Here, stuur my. Ons het daar liedjies daaroor gesing ook. Here I am, Lord, send me. Dis die Afrikaanse een ook, ek kan nie nou hy gaan nie, maar op die Dokter Dou album sê ons dit ook. Jy ken 10 in hierdie skrif. Maar wat ek wil doen is, ek wil 'n bietjie inkleer vir jou en vir jou wys, jy het baie om te leer uit Jesaja se respons uit. Soos ek gesê het, ek gaan gou die storie vir jou lekker inkleer. Ons gaan gou saam storie vertel. Okay, so jy is Jesaja, sit jouself in sy skoene. Jy sien hierdie visioen, jy kom in die hemel, daar is die troon. God sit op die troon. En ons verskeie elemente hierso, nê. Nommer 1, sy kleed. Sy kleed is so lank, dit vul die hele tempel. Nou in daai tyd as jy 'n koning was, die reël was hoe langer die kleed, hoe meer suksesvol die koning. So hoe meer oorwinnings ek gehad het, hoe meer militêre oorwinnings ek gehad het, hoe meer eiendom of terrein ek besit het of wat ek het in my mag, hoe langer is die trein van my kleed. Nou die Here se kleed is nie net lank nie, dit vul die hele tempel. Nie net dit gaan verder, maar die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. Hy besit alles, hy is die grootste, die sterkste, die mees amazing God en sy teenwoordigheid is oral. Tweedens, daar's hierdie wesens wat voor hom of om hom beweeg, hierdie serafs. Nou, ek weet nie wat jou prentjie is van engele nie, maar ek onthou die dag toe ek hierdie skrif raak lees van die engele met die 6 vlerke. En dis net een van die tipes. Daar's verskillende tipes en hulle is almal een bietjie meer scary as die volgende een. Want hierdie is 'n vreesaanjaende ding wat jy hier sien. Hier's 'n wese met 6 vlerke. 2 vlerke hou sy oë toe, 2 vlerke maak sy voete toe en met 2 vlerke vlieg hy om die troon. Nou is 'n simboliek aan hierdie en ek dink dis wat die Here vir ons hier wil kom wys. En ek wil vinnig stil staan by elkeen. Nommer 1. Hulle maak hulle oë toe. Daar's ietsie in die aanbidding van hierdie serafs wat wys dat hulle kan nie eers vir die Here kyk nie. Ek hou daarvan om te dink dat hulle daar om die troon vlieg en hulle oë is toe en nou en dan steek hulle net so as heilig. 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 Elke keer wat hulle die Vader sien, elke keer wat hulle die God van die heelal sien, sê hulle heilig. Daar's iets van 'n vrees as dit kom of 'n eer wat kom as dit in hulle aanbidding. Die Here is so goed, hy's so groot, ons kan nie eers vir hom kyk nie. Dan steek hulle voete weg, wat 'n teken is van beskeie wees, nê. Ek wil beskeie wees voor jou, so ek maak myself toe. Ek wil nie myself ontbloot voor jou nie. Want jy is so goed en in kontras wil ek myself net wegsteek, so hierdie serafs maak hulle voete toe om beskeie te wees en eerbaar te wees voor God. En dan derdens is al hierdie vlerke waarmee hulle vlieg. En ek dink wat dit vir ons wys is dat aanbidding is drievoudig. Is eerbiedig, respekvol teenoor God. Tweedens is beskeie, daar's ietsie van Vader, ek eer U vir wie U is en ek kom en ek bring my beste. En derdens dis aktief. Dis nie stilstaande nie. Hierdie engele beweeg om die trone en aanbid hom. Nou kom ons beweeg aan want hierdie engele gaan om en hulle skree. Hulle sing so hard. Nou vanoggend was incredible die worship team wat ons lei in hierdie gebed en ek love it as worship loud is. Ek weet nie of jy ook so is nie. Ek love it. Ek hou daarvan as ons loud raak vir die Here en as ons hard sing. Ek het op 'n stadium luister hou ek op sing en ek luister. Julle kan sing hoor. Ek weet nie wie agter my gestaan het nie. Well done. Mooi stem. En ek hou daarvan, maar dis niks teenoor wat hierdie ouens gedoen het nie. Hulle skree so heilig, heilig, heilig.
Dat die deurkusyne vibreer met hulle prys wat hulle bring aan die Vader. Die aarde bewe as hierdie ouens aanbid. Dis beautiful en Jesaja staan in hierdie majesteit van die koning. Hy sien hierdie uitspeel. En kyk wat is sy respons. Kyk hoe reageer hy op wat hy sien. Kan jy dit sien? Hy sak amper in een. En hy sê, dis klaar met my. Dis klaar, ek kan jy die prentjie sien, hy kruip amper weg. Hoekom? Want hy weet dat as ek as 'n sondige mens in die teenwoordigheid van 'n heilige God kom, gaan ek nie oorleef nie. Ek gebruik altyd die voorbeeld van 'n warm kool en 'n swembad. Groot, koue swembad, een enkele kool. Vat die kool, druk hom in die swembad, wie gaan wen? Die swembad, hoekom? Want hy's groter. Hy het meer gewig. Hy het meer kawot. Teenoorgestel is ook waar, vat 'n druppel water en drup dit op 'n vuurwarm kool, wie gaan wen? Die kool, hoekom? Want hy's groter, hy's sterker, hy's swaarder, hy het meer gewig, hy het meer kawot. Wat gebeur wanneer jy 'n onreine mens, 'n skepsel, in die teenwoordigheid van 'n perfekte, heilige God, skepper sit? Wie gaan wen? Jy sien in die Ou Testament, hulle het hierdie gesien. As hulle 'n priester ingestuur het een keer 'n jaar op die dag van die Here of op die dag van the Day of Atonement, Yom Kippur, stuur hulle hierdie priester in die tempel in om die sonde van Israel te gaan bely en die vergifnis van God te kan ontvang vir die jaar. En dan het hulle hierdie klein offers deur die jaar gehad, maar daai was die groot een geweest. En op daai dag, daai een keer 'n jaar het die priester in die allerheiligste ingegaan, daar waar God se heerlikheid, waar sy teenwoordigheid rus, gaan hy daarin. Maar die ding is, hy gaan nie net in nie. Nee, hulle span 'n tou om sy middel, maak hom vas. Maak 'n klokkie om sy enkel vas, sodat as hy dalk onrein is, as daar 'n stukkie sonde in hom is, en die Here slaan hom dood as gevolg van sy sonde, in die teenwoordigheid van sy heiligheid, dat hulle hom kan uittrek. Hulle het iets verstaan van ek as 'n onreine mens, kan nie in die teenwoordigheid van 'n reine God staan, sonder dat hy iets daaraan doen nie. God haat sonde, nie omdat hy wreed is nie, maar omdat hy so goed is. God haat sonde soveel en hy is so lief vir reinheid dat hy kan nie net kyk vir sonde en hy kan nie onreinheid net toelaat in sy teenwoordigheid nie. Sy natuur is dat hy iets moet doen daaraan. So hier is Jesaja en hy sê, dis klaar met my, ek is 'n man van onreine woorde, onreine lippe. Dalk het hy een van 'n onbekende sonde in sy lewe gehad wat hy nog nie uitgedeel het nie. Wat vir my snaaks is, as jy kyk hoofstuk 5, is Jesaja besig om uitspraak te maak oor 'n klomp ander volke. En die Engels, ek hou van die Engels, in hierdie gedeelte sê hy, woe is me. Woe is me. Die Hebreëus van daai woord is letterlik oi. Die woord oi. So jy kan sien, dit is soos oi. Dis 'n woordspeling, dis 'n onomatopea. Wat is die Afrikaans? Ek weet nie wat dit is nie. Klanknabootsing, is dit die regte woord? Anyway. Hy sê oi, ek is onrein, ek gaan doodgaan. Maar in hoofstuk 5 sê hy oi vir al die ander. Hy sê ellende wag vir julle, woe is you, woe is you, woe is you, en hier staan hy in die teenwoordigheid van die heilige God, en hy sê, oei, nou sit ek, nou beleef ek daai, woe is me, ek is nie goed genoeg nie, ek is onrein, en hy weet, dat 'n onreine persoon, wat gebeur met jou in die teenwoordigheid van die heilige God, so hy is besig om hier weg te kruip vir die Vader, hy wil wegkruip vir God, woe is me. En dan gebeur die vreemdste ding, een van hierdie serafs, een van hierdie vreesonjaande kreature in die hemel voor die troon, vlieg na 'n altaar toe. 'n Altaar waar daar warm kole brand. Nou die altaar weer eens is 'n simbool van die plek waar sonde gehandhaaf word. Daar word iets gedoen aan sonde op die altaar. Jou sonde word geplaas op 'n dier en daai dier word geplaas op die altaar. En hierdie engel kom en hy vat een van die kole van die altaar. Een van die goeders wat die offer sou verbrand en hy vat dit en hy bring dit na Jesaja toe en hy vat aan sy lippe, aan die deel wat hy gesê het, ek is 'n man van onreine lippe. En hy vat aan sy lippe en hy sê vir hom, nou is jy skoon. Wat het hier gebeur? Dis die snaakste ding, want eerste keer in die geskiedenis is die heiligheid van God kom na 'n onreine mens toe en die onreine mens gaan nie dood nie. Hy word gereinig. Die heiligheid deel sy heiligheid met die onreinheid. Hy trek dit uit, hy vergewe dit, hy doen iets daaraan. Nou kyk wat gebeur volgende, want Jesaja staan op.
En ewe skielik is dit nie meer, wow, oi, woe is me, is klaar met my. Here moet net nie my doodmaak nie. Dis nie meer dit nie. Nee, Josaja staan op en hy sê, hier is ek. Hier is ek, Here. Hier is ek, God. Kyk vir my. Ek staan voor U. Oop en bloot. Hier is ek. Wat vat 'n man van dis klaar met my, asseblief. Hier is ek. Ongelooflik, nee. En dan kom ons by daai mooi skrif wat ons almal ken. Hier is ek, Here, stuur my. En hy doen. Die Here stuur hom na Israel toe en vir die volgende amper 40 hoofstukke. Nee meer, 55 hoofstukke. Gaan Jesaja uitsprake maak oor Israel. Hy gaan God se stem wees in 'n gebroke wêreld, in 'n gebroke volk. Nou dis pragtig, nee. Dis 'n pragtige storie. Dit is moeilik vir my en jou om te gryp. My vraag aan jou vanoggend, voordat ek na die Nuwe Testament toe gaan, is ek wil vir jou vra, wanneer laas het jy bietjie daai heerlikheid beleef? Daai vlak van majesteit wat jou bietjie op jou knieë kry. Ons dien dieselfde God, julle. Hy het nie verander nie. Ek hou van die eeue as jy gaan kyk worship musiek. Jy gaan kyk na die woorde wat gebruik is in die verlede teenoor wat ons gebruik nou. As ek kan 2 voorbeelde kan ding, een liedjie is I exalt thee. I exalt thee. Ja. Ken julle hom? I exalt thee, oh Lord. Beautiful. Praat van God en sy heiligheid en dit is hierdie mooi taal wat ons gebruik om met die Vader te praat. Ons praat met die Here anders as wat ons doen met ander mense want hy is heilig. En dan kom jy hier by die 2000s en dan sing ons in heaven meets earth like a sloppy wet kiss. And my heart burns inside of me. Daar's hierdie skuif in taal van God is heilig en ons kan nie naby hom kom nie en hy is rein en ons moet eerbiedig wees en ons moet hom loof en prys en ons moet respek hê teenoor God. Nou waar ons nou is van die Here is my maatjie en hy is my vriend en lover of my soul en Abba Papa. Nou hoor wat ek sê, hulle is albei reg. Dis nie 'n either or nie, dis 'n both and. Hy is my vriend, hy is die een wat my siel liefhet, hy is die een wat binne my woon, wat nader is as my eie asem, die een wat in my oor fluister oor die hamburger wat ek eet daai oggend. Maar hy's ook die God wat seepertjies uitgedink het. Hy's die God wat zebras gemaak het. Hy's die God wat sterre uit sy mond uitgeblaas het. Hy's die God van die heelal en hy's my vriend. Hy's albei. Maar wanneer laas het jy hom so beleef? Wat hy jou bietjie op jou gesig kry? Wat jy hom beleef in sy grootheid. Die 2 teologiese terme is his transcendence and his immanence. Transcendence and immanence. Hy's oral, maar hy's hier. Wanneer laas het jy daai beleef? Kom ons spring gou na die Nuwe Testament toe, want ons 'n storie wat vir my so mooi inslaat by hierdie, dat ek wonder of Jesus aan hierdie storie aan die boek van Jesaja gedink het toe hy hierdie gedoen het. Gaan gou vir my na Matteus 6 toe. Matteus 6. Voordat ons dit doen, ons 'n ongelooflike stelling wat deur Brian W. Thomas gemaak word. Eugene, help my gou daar. I say that's where a true encounter with God leaves you. Unable to point the finger at anyone else. All you can do is fall on your face, confess your sin and be absolved. Join the angels in singing holy, holy, holy. Die Here het 'n afspraak met jou in terme van dit. Hy wil hê jy moet sy volheid beleef. Jy's gemaak vir dit. Matteus 8, daar's 'n storie. Ons gaan van vers 1 af lees. Hoor gou hoe ongelooflik is hierdie engagement wat Jesus het met 'n persoon. Jesus het afgekom van die berg af. Nou kom ek stop net gou daar en vra vir jou 'n baie ernstige vraag. Wanneer laas was jy 'n bietjie berg toe? Hierdie is 100% 'n kantnota. Maar die Here kom leer my hierdie jaar, ek moet meer tyd in sy teenwoordigheid spandeer. Jesus Christus, die Seun van God, die een wat deel was van die Triniteit totdat hy aarde toe gekom het dit nodig gehad om na die berg toe te gaan om met sy Vader te connect, om weg te gaan van die mense af, om weg te gaan van die vordering in sy werk, om by die Vader uit te kom. Wanneer laas was jy 'n bietjie berg toe? Net 'n kantnota. Hy het afgekom van die berg af,
En 'n groot menigte mense het saam met hom gegaan. 'n Melaatse man het kom kniel voor hom en sê, Here, Here, Here. Die Griekse woord is kurios, wat beteken meester, slawedrywer, baas. Here, meester. As U wil, kan U my gesond maak. Toe steek Jesus sy hand uit, raak hom aan en sê, ek wil, word gesond. En sy melaatsheid was onmiddellik weg. Jesus sê toe vir hom, jy moet dit vir niemand vertel nie, maar gaan wys jou vir die priester en bring vir die offer wat Moses voorgeskryf het. Dit sal vir die mense 'n bewys wees dat jy rein geword het. Nou hier is 'n tweede storie, wat amper dieselfde klink as wat ons nou net in Jesaja gelees het. Hier is 'n man, wat die koning ervaar, Here, Kurios, meester, koning van die heelal. Hy beleef hom, maar die respons lyk bietjie anders. Nou, kom ek plaas jou gou-gou in die skoene van hierdie melaatse man, want melaatsheid was 'n redelike ernstige siekte gewees in daai tyd. So nou nog, maar ons kan iets doen daaraan vandag. In daai tyd was dit so 'n bietjie van 'n doodvonnis gewees. As jy melaatsheid gekry het, was dit 'n baie lang lewe van afsondering van die mensdom. Jy mag nie in die dorp gekom het nie, jy mag nie naby iemand gekom het nie. Die wet van Moses sê, dat as jy binne 'n sekere afstand van iemand gekom het en jy het melaatsheid, moet jy uitskree, ek is onrein, ek het melaatsheid, sodat hulle nie naby jou kom nie. Dis in die wet gewees. As jy dit nie doen nie, kan jy doodgemaak word vir dit. So hier is hierdie man wat melaatsheid het. Sy vel is wit van al die blaase en sere wat uitbreek op sy vel. Hy's afgesonder van sy medemens. Hy mag nie na die skoon waterput toe gaan nie. Hy mag homself nie was nie, so hy's toegedraai in vuil kleed, vuil lappe. En hy loop rond en hy smeek vir mense om vir hom kos ergens te los sodat hy nou kan terugkom, want hy mag nie naby hulle kom om dit te vat nie. En hier is Jesus, hy kom van die berg af. En hy's op die punt om te begin preek vir die mense, vir hierdie skare mense wat voor hom is. Verbeel jouself gou, hierdie mure is weg. Dis net sowel, ek staan hier so, ons almal is hier om te hoor wat hierdie rooikop het om te sê, en hier kom 'n man aangehardloop. Het Jesus hom gesien van ver af? Het hy hom gesien aankom? Sy wit vel, sy lappe wat toegemaak is? Hier is die ding, hierdie man oortree amper die wet, want hy kom na die mense toe, iets wat hy nie mag doen nie. En hy skree nie uit, ek is onrein, ek is vuil, ek het melaatsheid. Nee, hy skree uit, Here, Jesus, hierdie my gesond maak, asseblief. Wow. Sien julle die parallel tussen Jesaja en hierdie man? Hier's 'n man wat onrein is, wat nie rein genoeg is om in die teenwoordigheid van God te kom nie. Jesaja sê, oei, hierdie man sê help. En Jesus, hier is die vreemdste ding vir my. Jesus hoef nie aan hom te raak nie. Stem jy saam? Hy kan doen net wat hy wil, hy's God. Hy doen dit 'n paar keer. Daar's 'n man wat na hom toe kom en hy sê vir hom, kom maak asseblief my diensknegt gesond. En Jesus sê, alright, dis reg, kom ek pak dit my goed, dan kom ek. En hy sê vir hom, Jesus, nee, ek is ook 'n man in autoriteit, en as ek vir my soldate sê, hulle moet gaan, dan gaan hulle. So sê net die woord en my knegt sal gesond wees. Jy hoef eers te kom nie, sê dit net. En Jesus doen dit. Hy word genees van ver af, hy sien hom nie eers nie. Vinnige kantstorie aan die begin van die jaar, ek is so 2 weke daar by daai gemeente gewees in Linden, en ek kry e-pos, op die kerk se e-posadres, kom na my toe, sê, hi, my naam is Zayn, en ek wil graag gedoop word. En ek sê, fantasties Zayn, dis baie goeie nuus, kom ons drink 'n koffie, ek wil net jou storie hoor, en seker maak ons besig met die regte goeders hier. Ek ontmoet hom in 'n koffiewinkel, hier sit 'n man oorkant my, en ek vra vir hom om sy storie te vertel. Hy sê, ja, ek was 2 weke terug nog 'n moslim gewees, en Jesus het aan my verskyn in 'n droom, en vir my gesê, hy is die Here van die heelal, en ek is verkeerd, en ek moet hom aanbid, so ek wil asseblief gedoop word, ek glo in Jesus Christus as die redder van die wêreld. Huh? Wow, sonder dat ons enigiets doen, sonder dat hy 'n preek in sy lewe hoor, sonder dat hy 'n skrif hoor in sy lewe, sonder dat iemand vir hom bid, kom raak Jesus hom aan en kom red hom. Nou hier is my vraag, kan die Here Jesus vandag, soos wat ek en jy hier sit, aan elke moslim in ons land verskyn en sê, jy's verkeerd, dien my, en dit sal so wees, kan hy dit doen? Ja,
Hier is die ding, hy kies om dit deur jou te doen. Hoekom? Ek weet nie, hy is God, ek is nie. En as God vir my sê, doen iets, dan sê ek, ja Here, want U is wie U is, en ek is wie ek is, so ek sal dit doen. Maar, terug by ons storie, Jesus hoef nie aan hierdie ou te vat nie. Hy kom aangehardloop, hy sê, Here, help my. Jesus kon vir hom gebluetooth of geairdrop het en sê, yes, healing, dis hy. Kan hy? Kan hy op 'n afstand vir hom sê, ek wil wees skoon? Hy kan. Dis wat hy doen. Hy kom af. En hy sê, ek wil. En hy vat aan hom. Aan 'n melaatse, onreine man. Nie omdat dit nodig is nie, maar omdat hy wil. Omdat hy wil liefde betoon aan hierdie persoon wat waardig is. Want hy het hom gemaak. Jesus hoef nie aan hom te vat nie, maar hy doen want hy wil. Want hy wil 'n punt maak. Die punt wat Jesus wil maak is, hy sê, my heiligheid is nie bang vir jou onreinheid nie. My heiligheid is nie bang vir jou onskoonheid of jou sonde of die goeders wat jy in die duister gedoen het nie. Hierdie man word gesond. Jesus raak hom aan, die heilige Vader, die skepper van die heelal raak aan 'n onreine mens. En daai tyd het hulle geglo as jy melaatsheid het jy een of ander bedekte sonde wat niemand van weet nie. En dis hoekom die Here jou straf vir jou sonde. Alhoewel dit was nie waar nie, maar dit is net 'n siekte. Maar dis wat hulle geglo het. En Jesus maak die stelling, jy is waardig dat ek aan jou aanraak. So hy genees hom voor al die mense. En nou die snaakse ding is, hier is die parallel tussen hom en Jesaja wat nie dieselfde is nie. Is hierdie man, hy's voor die Here en die Here raak hom aan soos wat Jesaja aangeraak is deur die kool en hy genees hom net soos Jesaja genees is. Maar vir Jesaja sê die Here, gaan. Ek stuur jou. Snaakse ding is vir hierdie man sê Jesus, moenie gaan nie. Moet vir niemand sê nie. Maar hy sê vir hom, gaan wys jouself. Ek hou van die Engels, hy sê present yourself. Present yourself. Gaan wys jouself vir die priesters en die fariseërs. Gaan bewys vir hulle, nou hier is die ding julle. Hierdie wonderwerk wat Jesus nou net hier gedoen het tog net 2 keer gebeur in hierdie boek wat ons van weet. Eerste keer was Miriam gewees, wat deur Moses genees is. En die tweede keer was Naaman, wat deur die profeet Elia genees is. 2 van die mees prominente figure in die Ou Testament. Hulle het so opgekyk vir hierdie 2 ouens. Prominente geestelike figure, wat die baan van Israel bepaal het. En hier stuur Jesus hierdie ou na die wetsgeleerdes en die gelowige leiers toe om te sê, julle weet daai wat Moses en Elia gedoen het? Iemand is hier wat dit kan doen. Iemand is hier wat daai tipe wonderwerk, daai vlak van autoriteit het. Hy's hier. En as jy die konteks van Matteus gaan lees, sal jy agterkom. Hier is omtrent die eerste keer wat Jesus homself begin oopmaak vir die vervolging van die wetsgeleerdes. Hy stuur vir hulle 'n brief, hy sê, manne, ek is hier, ek is die Messias en ek is reg vir julle. En hierdie geleentheid sou lei, 'n paar hoofstukke later, tot hierdie Jesus wat hierdie wonderwerk veroorsaak het, of gedoen het, om te hang aan 'n kruis. Want deur hierdie word die priesters, die fariseërs bewus dat hier is 'n man wat wonderwerke doen, en hulle begin ondersoek instel. En hulle vind die goeters wat hy sê oor homself, is in hulle oë lasterlik. En hulle stuur hom kruis toe. So was hierdie man gestuur na die skare toe? Nee. Maar het die Here hom gebruik? Absoluut. Hy's 'n man wat deur die krag en die heiligheid van God genees word, wat gebruik word om die evangelie van Jesus Christus aan die gang te sit. Wow. Huh? Nou wat van jou? Ek gaan vra die worship team, my Joe en Rix, as jy die ouens kan laat weet, dankie. Waar kom ek en jy hierby? Ek het jou nou gevra, wanneer laas het jy sy heerlikheid beleef? Wanneer laas het jy daai vlak van heerlikheid beleef? Glorie en almag beleef van die Here wat jy op jou knieë kry. Wat ek vir jou wil sê vanoggend is, jy's gemaak daarvoor. Jy's gemaak om sy volheid te beleef. Jy's gemaak om alles wat God is te kan sien. Dis ons oorspronklike
plek waar ons gemaak is. Adam en Eva is in die tuin in perfekte koneksie met die Vader. Daar kom 'n stuk gebrokenheid, hulle word verwyder en in Openbaring sien ons in die laaste hoofstuk sê ons God se woonplek is weer by die mens. Sy plan is om by jou te wees. En die ding is toe hy na jou toe gekom het, het hy nie net 'n deel van die Triniteit gestuur nie. In Handelinge 2 toe hy sy Heilige Gees stuur, het hy nie gesê kom ons spaar vir hulle 20% van wie ons is en gee dit vir hulle. Kom ons gee vir hulle die klein deel van wie ons is, die Heilige Gees. Nee, hy's God. Die Heilige Gees is die God wat in jou woon. Hy is die God van die heelal, die skeppergod wat oor die aarde geblaas het en sterre uitgeblaas het. Hy woon in jou. Die Here het hom gegee vir jou as jou helper. Hy woon hier. En hy's gemaak met die volheid van wie God is, kom openbaar hy aan jou en hy hoor dit doen as hy wys vir jou die seun. Jesus is die perfekte beeld van wie God is. En jy's gemaak om in verhouding te staan met hom. Jy's gemaak vir hierdie. Jy's nie gemaak om op 'n afstand te staan en te skree. Oei, ek is onrein. Bly net weg. Dis my snaaks hoe ons dink, né? In geloof, ek dink een van die grootste leuns wat ons glo in ons geloof is dat Jesus het 90% van die werk gedoen. Nou moet ek net die laaste 10% doen. Ek moet genoeg Bybel lees en ek moet genoeg bid, genoeg tiende gee. Hoe sê Johan, gee 'n tikkie preek 'n bietjie sing, whatever. Dis 'n leuen. Dis 'n leuen. Ons kan niks byvoeg tot wat hy vir ons gedoen het nie. Ons kan niks vir ons eie reinheid kom skep nie. Dit alles lê by hom en daarom kry hy al die eer. Dis nie ek en jy nie. Ons kan niks byvoeg nie. Dis soos ja, Jesus het great gedoen op die kruis, maar net nie genoeg nie. Dis nie hoe dit werk nie. Daar's 'n leuen. So my vraag aan jou vanoggend is, wat roep jy uit? Wat roep jy uit, malaatse man wat aangeloop kom en die koning sien? Wat glo jy oor jouself? Hoe verstaan jy die evangelie? Verstaan jy dit as, ja, Jesus het alles gedoen wat hy gedoen het, maar ek is maar nog steeds net 'n wurm voor hom en ek moet net my sonde elke dag bely en net seker maak dat eendag kom ek in die hemel want dan sal ek goed genoeg wees? Of lees jy dieselfde Bybel as ek wat sê hy het sonde geword, hy het onrein geword sodat ek en jy perfek kan wees? Sodat ek en jy sy geregtigheid kan word. Wat skree jy uit as jy hom sien? Ek smaak oor die liedjie wat ons nou nog gesing het, ek is amper klaar. I throw up my hands, praise you again and again. Dan sê hierdie, all that I have is a hallelujah. Ek is mal oor daai. Want dit is regtig so, daar's niks wat ek vir hom kan bring nie. Daar's niks wat ek vir hom kan bring om te betaal vir wat hy vir my gedoen het nie. As ek kon, dan was dit my werk. Dan moet ek myself red. En dan moet ek die eer kry vir my eie redding. Maak dit sin? Dis hoe dit werk nie. Al wat ek vir hom kan bring is halleluja. Halleluja beteken prys tot God. Ek loof U, dis al wat ek kan bring. So ek gaan jou nooi om saam met my te staan. En ons gaan 'n liedjie sing. Julle is welkom om te staan. Ons gaan 'n liedjie sing wat hierdie net kom sement. Ek's mal oor worship. Ek's mal oor musiek, want musiek het hierdie manier om gedagtes en konsepte van my brein te kom drop tot in my hart. Ek dink dis deel van hoekom die Here ons vir ons musiek gegee het. Dit tap in jou emosies en partykeer om iets regtig te verstaan, moet ek 'n emosionele koneksie hê daar. Nou ek praat nie van 'n weird emosionele geestelike oomblik nie. Ons doen nie dit nie. Die Here kan dit doen, maar dis nie waarvoor ek wens nou nie. Ek wens net dat jou hart sal gedraai word om hierdie te verstaan, nie jou kop. Want die realiteit is, jy is daai malaatse man. Jy het klomp goeters in jou lewe. Ek weet want ek is ook 'n mens. Glo dit of nie, maar pastore het ook probleme. Ons het ook issues. Ons sukkel met ongeduld. Ons sukkel met dinge in ons lewe. Ons sukkel baie keer om goeie paas te wees vir ons kinders. Ons sukkel met ons humeur, ons sukkel met ons finansies. Ons doen. Ons is mense, net soos jy. Ek het dieselfde temptasies as jy. Daar's nog 'n leuen wat die geloof ons wat ons geloof vir ons gee is dat die ou wat hier bo staan en die Bybel het en die mikrofoon vashou, hy's beter as die res. Dis nie waar nie. Dit gaan alles oor hom, nie oor my nie. So ek weet jy sukkel met goeders. Ek weet daar's ouens hier vanoggend wat met 'n pornografie probleem sit. Ek weet dit. Ek weet jy is jaloers oor iemand in jou werksplek. Ek weet jy het verskriklik baie kredietkaartskuld wat jou vrou nie van weet nie. Ek weet jy koop elke dag ietsie ten spyte van die feit dat jy nie geld het daarvoor nie. Ek weet jy skinder, ek weet jy doen hierdie goeders, ek weet. Die realiteit is,
alles wat jy ooit kan verkeerd doen en verkeerd gedoen het. Dis wat Jesus voor gesterf het. Dalk breek ek jou weergawe van Christendom 'n klein bietjie vanoggend, maar dis wat my Bybel vir my leer. Is dat op die kruis, nadat hy begin homself bekend gemaak het, is hy vervolg. Hy is deur die Romeine kruis toe gestuur en hy's gevonnis vir iets wat hy niks verkeerd oor gedoen het. Maar in daai oomblik, onskuldig soos wat hy is, kyk hy in die toekoms in. Onthou, hy's buite tyd, hy's buite ruimte. Kyk hy in die toekoms in en hy kyk na jou lewe. Hy kyk na daai ding wat jy vanoggend gedoen het. Hy kyk na die ding wat jy môre gaan doen. En hy vat dit by jou. Hy vat jou sonde by jou. Hy kom raak jou aan en daar's 'n transaksie. Sy heiligheid word oorgeplaas na jou en jou smet. Jou sonde word oorgeplaas op hom. In sy liggaam vat hy jou sonde by jou. En met daai sondige liggaam sit hom aan 'n kruis. En in daai sondige liggaam met jou sonde op hom gaan hy dood. En jou sonde gaan saam met hom dood. Hier is die realiteit wat ons mis. Dis nie meer op jou nie. Dis nie meer op jou nie. Jou sonde is dood. Jy's rein. Jy's skoon as jy glo in hom. So my gebed is dat, soos ons nou hierdie liedjie sing, dat jy dit sal besef en my gebed is dat die Here sal kom doen wat hy doen. Ek sê baie aan die einde van 'n preek deesdae sê ek soos Here, ek kan nou nie verder as dit gaan nie. Dis so goed soos wat ek kan kommunikeer. Dis so goed as wat ek nou die mense, dis so ver ek hulle kan vat, Here. Maar Vader, ek het nodig dat U nou kom. Heilige Gees, ek het nou nodig dat U kom en hierdie kom vasmaak, want ek kan dit nie doen nie. Ek kan nie vir jou hart kom verduidelik. Ek kan nie vir jou sy heerlikheid wys nie. Ek kan nie vir jou oortuig van jou geregtigheid voor hom nie. Maar hy kan. In Johannes 16 praat Jesus van die helper wat sal kom. God, die Heilige Gees, wat sal kom en in die mense gegee word. En een van sy rolle is, hy sal ons kom, ek ken nie die Engels, he will come and convict us of sin and of righteousness. Hy gaan jou kom herinner van jou sonde. Hy gaan nie daar stop nie. Hy gaan jou kom herinner aan jou reinheid in Jesus. En dis my gebed vanoggend, dat die Heilige Gees sal kom en kan doen wat ek nooit kan doen. En vir jou kom herinner aan jou reinheid voor hom, jou skoonheid, jou heiligheid voor 'n heilige God. Kan ek vir jou bid? Kom ons bid. Vader, ek wil regtig vra, Heilige Gees, dat U nou sal kom en ons sal kom help. Here Jesus, ons staan oorweldig as ons U naam sing, Here. Maak saak wat se vertaling U naam is nie, dit tref dieselfde, Here. Jesus, Yeshua, Jesus, wat ook al dit is, Here, maar ons staan in verbasing van wie U is, Here. Ons staan in verbasing vir wat U gedoen het aan die kruis, die feit dat U ons sondes by ons kom vat het. Alles wat ons nog sal doen, het U klaar voor kom betaal, Here. Ons staan in verwondering of voor, Here, maar dit maak baie keer nie sin nie. So daarom vra ek, Heilige Gees, God, Heilige Gees, kom en help ons nou, kom herinner ons aan ons tekortkominge, dat ons met nederigheid voor U kan kom, maar Here dan, kom herinner ons van ons geregtigheid voor U, dat ons skoon gewas is deur die bloed van Jesus, en dat ons voor hom kan staan, voor die heilige God kan staan, sonder skaam, sonder skuld, sonder seer. Dis my gebed vanoggend, Here. Ons prys U, kom doen dit. Amen.